Goeienaand aan elkeen van ons YouTube followers en baie welkom by vanaand se oordeenking. Voor ons wegtrek met vanaand se stukkie, kom ons buig net ons hoofde en ons vra die Here se teenwoordigheid. Ag liewe Heer, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand weer eens die woord te kan open en te bestudeer. Ons vra dat U asseblief teenwoordig sal wees, Heer, dat U ons harte en ons gedagtes sal stil maak, en dat ons sal gevul word met die Heilige Gees en dat ons daar nodige wysheid en insig sal kan ontvang om te verstaan wat ons lees. Ek bid en vra dinge in jou laat ek verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen. So, vanaand se opskrifie is dan nou getitel Die Gelykenisse van Christus. En dit is tot aanleiding van Matteus 13 vers 34. So vir die wat wil saamblaai, Matteus 13 vers 34. En dit lees as volg. Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê. En sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie. So, om nou net 'n bietjie van 'n idee te kry, die lopend in die Bybel word ons herinner aan die natuur, daar is baie verwysings wat teruggaan na die natuur toe en hoe die dinge werk in die natuur en goed om op te let in die natuur en die werking daarvan. So ons as mens is geneig om graag alles te wil verstaan, as maar ons natuur is ons nie verstaan nie, dan is ons amper halfweg primitief. So ons natuur is om te wil verstaan en ons is partykeer bereid om tot die uiterste te gaan om die komplekse dinge te probeer verstaan. So in die woord kry ons baie mooi voorbeeld oor hoe dinge in die natuur werk en ek wil graag 'n gedeelte uit Job lees wat ons die idee gee dat ons eintlik nie heeltemal verstaan oor hoe dinge werk in die natuur en dat hierdie dinge net van self gebeur. En dit is Job 38 vers 31 tot 38. En die gedeelte lees as volg. Kan jy die bande van die 7 ster knoop of die toue van die Orion losmaak? Kan jy die diereriem uitbring op sy tyd en die beer met sy kleintjies lei? Ken jy die wette van die hemel of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel? Kan jy jou stem na die wolke verhef sodat 'n oorvloed van water jou oordek? Kan jy die bliksems uitstuur sodat hulle heen gaan en vir jou sê, hier is ons? Wie het wysheid neergelê in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte? Wie kan die wolke met wysheid tel en die watersakke van die hemel? Wie giet hulle leeg wanneer die stof saamvloei tot 'n stuk gietwerk en die kluite aan mekaar klewe? So ons sien hier's gedeeltes uit die natuur vanuit die sterrehemel tot op die grond op die aarde, hoe dinge werk wanneer die natuur sy gang en ons nie verstaan hoekom dinge altyd gebeur soos wat dit gebeur nie. Ons is nou maar die fisika verstaan en die chemie agter alles en ons leer nou maar mooi oor hoekom sandkorrels plonte word, maar op die einde van die dag, daar's niks wat dit gesê het, dis wat moet gebeur, behalwe God alleen wat in beheer is van hierdie dinge nie. So as ons kyk na hierdie stukkie van vanaand in Matteus 13 vers 34 wat Jesus gesê het, dat niks gaan gesê word behalwe dit in gelykenisse nie, moet ons kyk na wat Jesus se voorbeeld aan was. Ek het so vinnig probeer tel en ek het so min of meer 30 gelykenisse gekry wat Jesus gebruik het en meeste van hierdie gelykenisse het met betrekking gehad tot die natuur, of dit die diere was, of die plante, die blare, die sade, wat ook al dit was meeste te doen met die natuur. So, dit was nie net lukraak gedagtes gewees wat Jesus dan nou gedeel het in hierdie gelykenis. Elke gelykenis het 'n spesifieke doel gehad. Ons sien Jesus het in sy lewe altyd na mense toe gegaan waar hulle was, in hulle omstandighede waar hulle self bevind het. En dit was dan ook hierdie omstandighede wat Jesus dan gebruik het in sy gelykenisse. So, dit wat vir hulle bekend was met ander woorde, het hy gebruik in sy gelykenisse. So, wanneer die mense dan weer besig geraak het met hulle lewens en kon hulle teruggedink het aan dit waarmee hulle nou besig is, het Jesus gebruik om 'n voorbeeld en om 'n les vir hulle te leer. So wanneer hulle dan weer besig geraak het, kon hulle terugdink aan daardie lesse wat Jesus vir hulle kom leer het. Jesus het nie gekom en vir hulle probeer om die fisika te verduidelik oor hoekom die sterre nie uit die hemel uitval nie en hoekom daar soveel water op die aarde was dat hy oordek was met 40 dae. Dit het gegaan oor die les wat daar te leer was. Die agtergrond, as die agtergrond
inligting vir ons enigstens belangrik sou gewees het oor presies hoe die dinge werk en wat die fisika agter alles is, as ek nou die fisika as 'n voorbeeld kan gebruik, dan is ek seker sy die woord vir ons dit ook gegee het. Maar die woord kom leer ook daardie lesse wat Jesus vir die mense hier op aarde kom leer hy vir ons ook in eenvoudigheid. So, die vraag wat ons onsself moet afvra dan nou is ons, dit waarmee ons besig is in ons lewens vandag, kan ons die stem van Jesus hoor. Let ons op na dit waarmee ons besig is en besef ons dat daar selfs in dit waarmee ons, die eenvoudigste dinge waarmee ons nou besig is, selfs al is dit miskien ons skorrelgoede was, dat ons dalk 'n les daaruit kan leer wat Jesus sou vir ons kom leer het, as hy saam met ons op die aarde was. So, en die ander vraag wat ons onsself moet afvra in hierdie besige lewens waarin ons onsself bevind, kyk ons na die beeld wat ons van Christus aan hierdie wêreld uitdra. En die beeld wat ons, as ons 'n verkeerde beeld van Christus aan hierdie wêreld uitdra, gaan die wêreld 'n verkeerde beeld van Christus ontvang. So kom ons let daarop na dit waarmee ons besig is en kom ons kyk na daardie eenvoudige lesse wat Christus in sy lewe vir elkeen van ons kom leer het. En laat ons besef dit is beskikbaar vir elkeen van ons om dit te leer wanneer ons stil word en die Heilige Gees se stem kan hoor. Om af te sluit lees ek in Matteus 13 vers 34 tot 35, so dit is net een versie aan van dit waarmee ons begin het en dit lees as volg. Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê. Sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse. Ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. So dinge wat voorheen verborge was, is vandag tot ons beskikking. Gaan ons op Christus en sy belofte staat maak en oplet na dit wat hy vir ons kom leer terwyl hy op die aarde was. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, baie dankie vir die voorreg wat ons het om U woord te kan open. Ons dankie vir die voorreg van U in ons lewens, Heer. En ons dankie dat U vir ons hierdie wonderlike voorbeelde van die natuur in ons lewens kom los het. Heer, help ons om nie altyd te wil fokus op presies hoe dinge werk en altyd te wil verstaan oor hoe dinge werk nie, Heer, maar dat ons eerder sal verstaan na dit wat U vir ons kom los het, Heer. Dat ons U woord sal wil verstaan en sal wil verstaan hoe om nader en nouer aan U te wandel. Ons vra dat U ons asseblief sal kom lei in ons lewens, Heer, en dat waar ons dalk verkeerd getrap het, Heer, dat U ons asseblief sal kom help en sal kom wys wat daardie dinge is wat skeiding maak tussen ons en U. Ek vra dat U ons sondes sal kom vergewe en lei ons asseblief in ons lewens sodat ons U kan help om U werk te kan klaarmaak. Bid en vra in die naam van Jesus naam alleen. Amen.